Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is hier so om saam die Here te loof en prys, om ons medegelowiges beter te leer ken en om in die Here verenig te staan. Ons wil baie welkom sê aan al die besoekers. Hoop dit is 'n mooi geleentheid vir julle saam met ons hierso. Ons wil ook dan net sê, indien daar nuwe intrekkers is of enigiemand is wat belangstel in die gemeente, net hier buite is daar 'n welkomboom. So indien jy meer wil weet van die gemeente of met iemand wil praat of graag wil aansluit, daar is persone wat na die erediens by die welkomboom staan. Onder lief en leed wil ons nou net vanoggend byvoeg dat die blomme vir Tannie Johannetjie van der Walt gaan. Sy is nogal deur 'n baie moeilike paar dae, afgelope ruk ook. En sy was in ICU en toe sy vir 3 dae in 'n gewone saal en sy is nou in die step-down fasiliteit by Nurture. So ons bid vir ons bid dat die Here vir haar sal krag en herstel ook gee in hierdie moeilike tyd. Dan dink ons ook aan, hierdie is nou wat bykomend tot die blaadjie ook gekom het in die afgelope paar dae. Ons dink ook aan Melanie Volgraaf, sy word in die groot Skuur hospitaal opgeneem vir chirurgie. En sy word Dinsdag geopereer, so ons bid vir haar ook. En dan ook net voorbidding vir Paula Kombring se dogter wat vir toetse moet gaan. Ons bid dat die Here haar ook sal bystaan. Die liefgedeelte, waarvoor ons baie dankbaar is dat klein Henry van Wyk gister gebore is. Dit is Jan Hendrik en Misha van Wyk se seentjies. Ons is baie dankbaar dat alles daar so goed gegaan het ook. Dan wil ons vanoggend ook vir Tersia van Romburg verwelkom. Is Tersia hierso vanoggend? Daar's ons sy. Baie welkom hierso tussen ons en ons hoop dat jy jou geestelike tuiste ook hierso sal vind. Dankie Tersia. Ons wil ook net vir almal herinner, dis 'n besige week wat voorlê. Ons het kerkraadsvergadering hierdie Woensdag. Ek is nou nie doodseker nie, moet seker wees. Ja, dis Woensdag aand, 7:30. Ons vra asseblief julle voorbereiding. Dit is 'n uitdagende tyd, maar ons weet dat die Here ons ook mooi sal lei deur dit. Dan verder vra ons ook dat julle onthou dis volgende Sondag nagmaal, wonderlike geleentheid om op 'n baie visuele manier te sien waarop die brood en die wyn wys, naamlik Jesus se liggaam en bloed, en dat ons dit saam as gemeenskap van gelowiges ook kan vier. So onthou net dat dit volgende week nagmaal is. Dan wil ons baie dankie sê vir almal wat regtig baie moeite gedoen het met die fasiliteite. Julle sal sien hierso 'n nuwe skerm hierso op, so die predikante kan nou eintlik lekker saam sing, maar dit is ook indien hierso mense hier voor staan of met nagmaal en so wat ons ook moet saam sing. So dis 'n wonderlike byvoeging, hier's nuwe projektors en alles, en dis geverf van die badkamers. Ek weet nou nie wat is nog alles gedoen nie, maar ons sien dit raak en ons wil baie dankie sê daarvoor ook. Dan is die kerkkamp om die draai. Oor bietjie meer as 'n maand. Ons vra dat julle asseblief sal sterk oorweeg om op die kamp te kom. Van wat ek hoor is dat dit 'n baie lekker kamp is. So ons sien ook baie uit om daarop te gaan. Maar Christine het gesê daar is 'n lys voor in die aan die kant, nie agter in die voorportaal nie, aan die kant van die voorportaal is daar so by die kombuise deur, dink ek, is daar 'n lys. Skryf asseblief net jou naam daarop indien jy wil saamkom asseblief. Dan ook net wil ons vra dat almal net, insluitende die kinders, net vinnig na die erediens bly sit. Ons het net vinnige gesprek wat aan almal gerig is. So net na die diens bly almal sit voordat julle katekisasie toe gaan, en dan luister ons net na wat gesê word vir ons. Dan wil ons baie geluk sê aan almal wat verjaar het in hierdie week en almal wat nog gaan verjaar. In besonder het Dominee Braam gister verjaar. So op Valentynsdag, is 'n interessante ding. Maar ek wil vra dat ons net vir hom sal gelukwens saam as 'n gemeente deur in Psalm 134 vers 4 saam te sing.
geluk Bram. Ek hoop dit was 'n wonderlike dag en dat dit 'n baie geseënde en 'n geesvervulde jaar is wat voorlê ook. Dis al die afkondigings. Die res van die afkondigings is in die blaadjie en jammer as ek iets uitgelaat het, maar ek glo ons het redelik alles deurgehardloop. Skus, deel van ons voorsangprogram wat ons nou mee besig is om psalms beter te leer ken, sing ons vandag Psalm 133 saam. So kom ons sit net so, dit sê hoe goed is dit 'n huis vol lieflikhede dat broeders woon in onverstoorbare vrede. Die fokus van vandag gaan ook oor eenheid. So dis wonderlik om hierdie psalm as 'n voorsangpsalm te hê wat ons net kan sê dis lieflik as ons saam hierso woon in vrede met mekaar. Kom ons sing Psalm 133 terwyl ons so sit. Geliefdes, ons is hierso saam in die Here se naam. So kom ons word stil en rig ons gedagtes op hom. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons loof die Here saam uit Psalm 95 uit, daarvan sing ons verse 1, 3 en 4. Kom ons staan.
Geliefdes, ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue, die ware kerk reg oor die wêreld. En ons bely dit met hierdie volgende woorde, vandag in besonder uit die geloofsbelydenis van Nisea uit. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en hy deur die Heilige Gees het die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. En hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam lied 265 verse 1 en 2 as antwoord op die geloofsbelydenis. Geliefdes, ons gaan nou saam die wet van die Here lees. Ekskuus, ek het eintlik skyfies gehad vir die geloofsbelydenis ook, maar mens leer maar nog. Maar ons gaan dit vandag uit Eksodus 20 uit doen. En die rede hiervoor is dat as ons kyk na die agtergrond van die wet van die Here, die Here se volk was in Egipte land in slawerny. En daarso het hulle losgeword eintlik. Hulle het geweet van die God van hulle voorvaders, maar hulle het nie mooi verstaan waaroor geloof in hom eintlik gaan nie. En dan kom die Here en dan red hy hulle uit. En hy gebruik Moses om hulle uit Egipte uit te lei na die beloofde land toe. Maar hierdie mense is eintlik maar nog 'n klomp vreemdelinge. Hulle verstaan hulle is Hebreërs, hulle verstaan hulle kom van dit af, maar hulle weet nie eintlik waaroor dit gaan om God eintlik te dien nie. En dan kom die Here en hy gee aan hulle 'n rigting. Hy gee aan hulle 'n doel. Hy verenig hulle onder sy wet, onder sy gebooie. En dis hoekom dit so belangrik is vandag vir ons praat oor eensgesindheid, oor eenheid.
praat ons oor hoe die Here ons uit ons lewens uitvat, verskeie plekke uit, verskeie vlakke van sonde uit, waarin ons so vasgevang is. En hy kom en hy sê vir ons, hier is ek, hier is my woord, hier is my wet. Dit bind julle saam, my Heilige Gees bind julle saam onder mekaar, om hierdie wet te kan gehoorsaam. Daarom lees ons vandag Eksodus 20 saam, en dan sing ons daarna saam Psalm 111, die kloete omdigting, kom met die opregte saam, loof sy werke, prys sy naam, en dan vers 4 sê, hy is op trou en reg gesteld, wat hy voorskryf sal bly geld, aan hom bly sy volk verbind, wysheid is by hom te vind. So die trou en reg van die Here, sy wet om hom na te volg en alles, bind ons saam, en wysheid is dan by hom te vind. Kom ons lees die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. So hier is nou die eerste gedeelte van die wet wat gaan oor ons verhouding teenoor die Here. En vanuit hierdie verhouding teenoor die Here vloei dit uit na ons naaste toe, saam met wie ons in eenheid ook moet lewe. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sit, dan sing ons saam Psalm 111.
Kom ons bid saam. Ons ewige God en Here, Skepper, almagtig, heilig tot in ewigheid. Wat 'n groot voorreg is dit nie om saam U naam te loof en prys nie. Om in ontzag hier bymekaar te kom, om voor U neer te val en te sê, Here, U is groter as ons. U is groter as ons gedagtes. U is groter as ons opinies. U is groter as selfs die belangrikste persoon in hierdie wêreld. Want wanneer daar niemand nog lewe wat vandag lewe nie, is U daar. Vanuit ewigheid af is U daarso. Voor U is daar niks nie. U is van ewigheid af. Die begin en einde, die Alfa en die Omega. En ons wil U loof vir wie U is. Ons wil U loof vir wat U vir ons doen. Ons wil U loof dat U hierdie wêreld pragtig en reg geskep het. Dat ons die wonder van lewe mag beleef. Dat ons ten spyte van ons sonde, ten spyte van ons swakheid, ten spyte van agteruitgang nog steeds kan sien hoe U alles so mooi aan mekaar geweef het. Mag alles wat ons doen tot eer van U naam wees. Waar ons vandag uit U woord uit lees, mag ons oplet tot eer van U naam. Mag ons saam dink oor wat dit beteken om eensgesind te wees in U, Here. Ons gaan deur uitdagende tye. Daar's soveel vrae wat opkom, soveel moeilike dinge. Of dit nou hier is, of dit by die huis is, of dit in die hospitaalbed is waar ons lê, U is in beheer. Help ons om ons gedagtes en ons harte en ons alles op U te rig. Ons wil bid vir ons gemeente, ons wil bid vir 'n besige week wat voorlê, waar ons saam moet vergader en saam moet dink oor hoe ons U naam net nog groter kan maak in hierdie omgewing en in hierdie gemeenskap, waar ons moet in hierdie week ingaan en voorberei vir die viering van die nagmaal volgende week. Bid ons dat dit 'n geleentheid sal wees waar ons opnuut weer bewus sal wees van U Seun Jesus Christus se verlossingswerk. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir U bystand. Dankie vir U liefde en U genade en U hulp in ons lewe. Mag alles wat ons sê en wat ons dink en wat ons doen, deur U Gees so gedryf word dat dit tot eer is van U naam. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Liefdes, ons lees vandag saam met Filippense 4 uit, daarvan verse 1 tot 9. Filippense 4 vers 1. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in die diens van die evangelie. Net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se naam in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.
Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En die God wat vrede gee, sal by julle wees. Ons lees uit vers 2 weer saam. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Geliefdes, ons beleef die afgelope ruk nogal baie konflik. Of dit nou hier in die kerk is of in 'n mens se lewe. Ons is ongelukkig so dat ons ook in verskeie kampe ingegooi word en geoordeel en beoordeel en uitmekaar getrek word oor ons opinies. Ons word uitmekaar uitgedryf. En dit het 'n effek op ons kerkwees en ons saamwees. Gereeld in tye van intense konflik, maar ook in talle ander opsigte in ons lewens, wens ons eintlik nou dat die Here net direk met ons kan praat en vir ons kan sê, hierdie is die oplossing, hou daarby. Maar dit bring ons by die vraag, wat is eintlik die Here se plan met ons in hierdie tydperk? Wat is sy wil met al die struwelinge en konflik? Want ons voel so gereeld dit eintlik losmaak van die Here. Maar hy kan ook konflik tot opbou gebruik, tot insig, tot verdieping in kennis. Daarom vra ons in watter rigting wil die Here hê, moet ons as 'n kerk, as 'n kerkverband, as gemeente, as gelowiges in beweeg? Uit mekaar uit? Of na mekaar toe, in liefde en in eenheid? Vandag se gedeelte gee nie vir ons al die antwoorde wat ons soek nie. Daarvoor het ons bietjie meer tyd nodig. Nee, maar vandag se gedeelte is eintlik 'n riglyn. Om ons te help om ons gedagtes weer te rig op dit wat saak maak. Wat werklik saak maak. Want ongelukkig loop ons gereeld as 'n kerk en as 'n gemeenskap van gelowiges die gevaar om kerk net oor een saak te laat gaan. Ons raak vasgevang in een ding. Ons raak vasgevang in mense se opinies, of in konflik, of in stryd. Dan vergeet ons roeping as gelowiges. Ons vergeet dat die kerk oneindig wyer en verder strek as net een saak. Verstaan mooi, hier word nie gesê dat ons skielik net moet vergeet van al die konflik en ons ore toedruk en mekaar ignoreer nie, allermins. Maar die Here gee by monde van Paulus vir ons 'n baie mooi voorbeeld van hoe ons in tye van konflik ons broers en susters moet benader. Hierdie gedeelte in Filippense, wat die Here in sy ewige raadsplan bepaal het, dat dit duisende jare terug opgeteken word, is nie net beperk tot een vorm van konflik nie, dis wyer. So dis 'n riglyn vir nou, hoe ons as gemeente spesifieke sake aanpak, maar ook vir die toekoms. En is nie beperk tot jou opinie oor spesifieke sake nie, maar liewers tot alle gevalle waar ons in konflik met mekaar mag wees. Of dit nou die kerkraad is, of op 'n kommissie, of met reëlings, of selfs in die verbygang, of vir julle jong mense en skoolkinders teenoor julle ander vriende wat julle gemaak het, julle geloofsvriende. Dit is vir ons almal. Waar daar mense is daar opinies, en waar daar opinies is daar konflik. Mense is verskillend, mense redeneer verskillend. Maar die Here roep ons om hierdie konflik op die regte manier aan te pak en dit te ontlont. Want as ons op menslike maniere gaan probeer konflik aanspreek
en oplos en aanpak, gaan dit heeltemal skeefloop. In hierdie gedeelte spreek Paulus 2 vrouens aan wat 'n groot rol in die gemeente van Filippi speel. Euodia en Syntyche. Daar was baie spekulasie oor wat hulle probleem was. Ons is ongelukkig nie seker daaroor nie, maar ons vertrou dit dat die Here nie die fokus daarop wil hê oor wat presies die konflik was nie, maar liewerster hoe hulle hierdie konflik moet aanpak. Dit kon op 'n praktiese vlak gewees het, hulle kon verskil het oor hoe dinge bestuur word in die gemeente. Dit kon op 'n teologiese vlak gewees het, oor leerstellige dinge. Al wat ons weet is wel dat hierdie vrouens se konflik besig was om die kerk uitmekaar uit te skeer. Daar was die Euodia kamp en daar was die Syntyche kamp. In 1 Korintiërs 3 lees ons ook waar mense probeer om in verskillende kampe te wees. Daarso sê hulle, sommige mense nie, hulle verkies om liewerster na Paulus te luister, en ander mense sê hulle verkies om vir Apollos te luister. Dis in hierdie vroeë kerk van die Here, in hierdie wonderlike tyd waar die Heilige Gees in mense se harte so gewerk het dat die geloof gegroei het, in 'n tyd waar mense die boodskap gehoor het en tot bekering gekom het en gegroei het in getalle en in geloof, was daar nog steeds konflik. En die hartseer ding dan, wat ons hieruit sien, 2000 jaar terug, maar ook vandag, is dat ons geneig is om kerk oor mense te laat gaan. Ons is selfs geneig om kerk oor mense se opinies te laat gaan, of oor geloof oor mense se opinies te laat gaan. Ons is liewerster disippels van mense, of dit nou Euodia of Syntyche, Apollos, Paulus, die president, die paus, die predikant of enige iemand anders in vandag se tyd is. Ons wil so graag vasgryp aan mense en hulle opinies. Maar dis nie reg nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Paulus vra nie vir Euodia en Syntyche wees eensgesind in homself nie. Hy sê nie, hoorie, as julle net in my wat Paulus is en so wat so mooi en wonderlik en hierdie magtige prediker is, julle self in my opinie wil verenig nie, dan gaan dit beter met julle gaan nie. Paulus sê ook nie vir die kerk in Korinthe, waarvan ons nou net gepraat het, hou op luister na Apollos en luister net na my nie. Beide kere sê hy, wees eensgesind in die Here. Wees eensgesind in Jesus. Wees Jesus 'n disipel. Ons het nou al gehoor oor disipelskap, oor wat dit beteken om Jesus te volg. Moenie 'n mens se disipel wees nie, wees Jesus 'n disipel. Wees Jesus 'n volgeling. Hierdie konflik is besig om julle uitmekaar te skeer, omdat julle nie in Jesus eensgesind wil wees nie. Nou om eensgesind te wees beteken om dieselfde te dink oor iets, dieselfde houding te hê, dieselfde opinie te hê en ingestel te wees op dieselfde doelwit. Maar nou kan ons vinnig sê, is dit nie juist wat die huidige klimaat doen nie? Dat dit ons as kerkverband uitmekaar uit probeer skeer oor verskillende opinies nie. Maar dan kom ons by die vraag, watter eensgesindheid maak die meeste saak hierso? Is dit om mense te kry wat saam met jou vir of teen 'n saak is? Of is dit om eensgesind te wees in die Here Jesus? Wanneer ons ingestel is op Jesus, wanneer ons vertrekpunt Jesus is, dan bepaal ons verhouding met die Here, ons verhouding teenoor mekaar. Ja, daar's tye wat ons mag verskil. Natuurlik. Maar hierdie tye mag nie maak dat ons vergeet dat dit Jesus is en wie ons verenig is nie. Dit mag nie maak dat ons vergeet dat ons nog steeds eensgesind is in Jesus alleen nie. Paulus wil graag hê dat hierdie twee vrouens die regte houding teenoor mekaar moet hê, deur te fokus op hulle lewens wat saam in die Here verenig is. En wanneer hierdie verhouding wat hulle met die Here
deel in die middelpunt staan, dan is hulle houding teenoor mekaar dieselfde as die houding wat Jesus gehad het toe hy sy kruis gedraai het, of op pad kruis toe. Hulle sal nie daarop aandring dat hulle op meer geregtig is as die ander nie. Nee, hulle sal die vorm van diensknegte aanneem. Want Jesus was geregtig op alles. Tog het hy die vorm van 'n diensknegt aangeneem. Sou jy so sien wat Filippense 2 sê, vanaf vers 5 af, dit sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar in Jesus Christus was. Dieselfde gesindheid, eensgesindheid, dit kom op dieselfde ding neer. Wat is jou ingesteldheid? Wat dryf jou? Dieselfde ingesteldheid wat daar in Jesus was. Gewilligheid. En Jesus se gesindheid was vernedering tot ons voordeel. Gewilligheid om sy kruis te dra tot ons voordeel. Gewillig om pyn en lyding te verduur tot ons voordeel. Hy het vasgestaan in die waarheid tot ons voordeel. Geleef nie tot voordeel van homself nie, maar om tot voordeel van ons te wees. En die enigste manier vir ons om uit konflik uit te kom, is om dit soos Christus aan te pak. Dienend. Bereid om na mekaar te luister. Gefokus op ons Vader in die hemel in wie ons verenig is. Verenig in ons gedagtes op die Here. En bereid om te aanvaar dat ons soms mag verskil, maar dit nooit onder ons mag verskil oor hoe lief ons vir die Here is en hoe ywerig ons vir sy diens is nie. Eenheid in Christus beteken ook nie dat ons almal nou dieselfde lyk, ryk of optree nie. Ons is almal deel van die liggaam van Christus wat verenig is onder hom as hoof. Die liggaam, hande, voete, knieë, elmboë. Een liggaam met verskillende liggaamsdele wat verskillende funksies het. Verskillende mense wat saamwerk tot een doel vir ons hoof Jesus. En dan kan ons vra, wat is daardie doel dan? Waarin is ons dan eensgesind? Waarna toe lei die Here ons? En die antwoord is, ons roeping as gelowiges. Dis die kern van ons bestaan. Elkeen van ons. Ons word vanuit ons sondigheid deur God tot Christus geroep. Ons lees hierso in 1 Petrus 2 vers 9, julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Dit sê nie hierso, net mans is die uitverkore volk nie, dit sê nie net vrouens is die uitverkore volk nie, dit sê nie net kinders is die uitverkore volk nie. Elkeen van ons, man, vrou, kind, het die roeping om die verlossing van God te verkondig. Of dit deur jou dade is, deur jou woorde, deur jou leierskap, in jou gesin, by jou werk, aan jou vriende, by die skool. Jy kan nie sê, nee, net hierdie persoon mag iemand anders gaan vertel van die Here nie. Elkeen van ons het die roeping van gelowiges in ons daaglikse lewe. Ons moet verkondig. Ons moet ander vertel van Jesus. En dis hoe Christus deur sy Gees ons saambind. En waarop die Here vandag weer wil hê ons gedagtes moet rig. Ja, ons het verskille. Ja, ons sukkel om met alles saam te stem wat op die oomblik gebeur. Maar ons moenie dat hierdie bekommernis maak dat ons fokus verloor op die universele roeping van elke gelowige nie. Ons roeping is om in Christus te lewe, om 'n uitverkore volk te wees, 'n priesterdom, afgesonder vir die Here, heilig, dienend, in die samelewing, teenoor mekaar. Ons kan nie toelaat dat hierdie verskille wat ons het die oorhand kry nie, want dit is nie ons primêre roeping nie. Ons kan nie toelaat dat verskille maak dat ons gemeen
en afkrakerig en eie geregtig teenoor mekaar optree nie. Ons is eensgesind in Jesus Christus. Ons is eensgesind in sy genade oor ons lewe, onverdiende genade, as ons dit moet byvoeg. Ons is eensgesind oor wat die Here in Christus van ons sê. Hieroor moet en mag ons nie verskil nie. So wat is die pad vorentoe? Hoe tree ons nou op teenoor mekaar? Hierdie gedeelte gee verder duidelikheid vir ons oor waar ons gedagtes primêr moet lê. Paulus begin dit eintlik ook so mooi in Filippense 4. Hy sê hy's regtig lief vir hulle. Hy's regtig lief vir die mense, maar nie met liefde vanuit homself uit nie, die Here se liefde. En dan sê hy vermaan vir die Jode en hy vermaan vir Sintige, wees eensgesind in die Here. En hy brei dan nie verder uit oor wat die probleem tussen hulle is nie, hy probeer liewerster hulle fokus op die Here plaas. So wat is ons pad vorentoe volgens hierdie gedeelte? Nommer 1, wees bly in die Here. Makliker gesê as gedaan. Want omstandighede maak ons kwaad. Wat mense sê maak ons kwaad. Maar kom ons onthou wat dit beteken om bly te wees in die Here. Want eensgesindheid in die Here lei tot blydskap in die Here. Ons moet nie in ons geesdrif vir die Here verslap net omdat ons dalk nie saamstem met alles wat in 'n kerk mag gebeur nie. Ons het steeds 'n baie kosbare roeping van die Here af om bly te wees in hom. Tweede ene sê, of vers 5 wat volg op vers 4 sê in die 83 vertaling, laat julle wat wees inskikkelik teenoor alle mense. Maar dit word bietjie duideliker in die 2020 vertaling vertaal wat sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. So in ons eenheid, in ons blydskap, in die Here, is ons inskikkelik. Hoe is ons inskikkelik? Ons laat ons vriendelikheid teenoor ander mense bekend word. En dis 'n pragtige aanmoediging, want dit sê, hier is nie beperk tot net een van ons, hier is nie net een persoon wat moet vriendelik wees nie, ons moet almal vriendelik wees, teenoor mekaar en teenoor mense wat van ons mag verskil, mense met wie ons in konflik is. Hoekom? Want dis wat die Here Jesus gedoen het. Hy het die wêreldse konflik opgelos deur om dienend te wees. Saam moet ons bekend staan as vriendelike mense wat die Here vurig liefhet en regtig deur die Gees gedryf word om in vrede met mekaar te lewe. Dan gaan Paulus verder, dan praat hy nog oor die Here. Hy sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles, in gebed en smeking, alles aan die Here bekend. Praat met hom oor wat pla. In plaas van verdere konflik gaan opsoek, in plaas van voel dat jy moet gehoor word en alles is verkeerd indien dit nie gebeur nie. Sê Paulus, bid en praat met die Here, maak in gebed en smeking alles bekend. Die Here weet wat gebeur, die Here is in beheer. Ons is so geneig om konstant net te bekommer en te stres, oor wat aan die gang is. Moenie vergeet om met die Here hieroor te praat nie. En aan die uiteinde, die Here se vrede. God se vrede oor ons. God beloof dat sy vrede oor ons harte en ons gedagtes die wag sal hou. Hoe erg sukkel ons hier met angs, met bekommernis, met konflik, met moeilike dinge wat gesê word, mense met wie ons nie saamstem nie. In ons lewens maal dit in ons gedagtes en hak dit vas. En op die einde onthou ons het vergeet om te bid. Ons het vergeet om te fokus. Ons het vergeet om te weet dat dit nie oor my gaan nie, nie oor ons gaan nie, maar oor hom, oor die Here. Wanneer dit weggedraai word van onsself af na hom toe, dan val hierdie las van ons skouers af, want ons weet hy is in beheer. En dan beleef ons hierdie vrede deur sy Heilige Gees.
En dit moet ons gebed wees, dat God se vrede oor ons harte en ons gedagtes die wag sal hou. Want wanneer jy vanuit vrede uit met jou naaste praat, dan het jy die uitgangspunt om dinge te wil oplos. Nie ter wille van jouself nie, maar ter wille van die Here. En die Here sê ook eintlik uitdruklik in ons vrede is nie afhanklik van al ons gebedsversoeke wat beantwoord word nie. Ons mag nog baie vrae hê in die lewe, baie goed waaroor ons wonder. Hierdie vrede is 'n besef dat die Here in beheer is, nie ons nie. Dis 'n besef dat hy weet waarmee hy besig is. En dat selfs in die uitdagendste tye hy aan ons sy vrede ryklik skenk. God is nie ver weg of ongeïnteresseerd in ons nie. Ons het ook nogal soms daai geneigtheid om die Here baie ver weg te wil plaas. Maar hy's hierso, hy's in ons, hy werk in ons, hy lei ons deur sy Gees om te verdiep in sy vrede. Hy bemoedig ons, hy staan ons by, selfs in tye van groot angs, selfs in tye wat ons nie weet waarheen om vorentoe te gaan nie. Selfs in tye van groot oneenigheid onder gelowiges, is dit sy vrede wat hierso staande moet bly. Laat ons dus saam bid vir sy vrede in ons harte. Laat ons saam besef dat ten spyte van ons verskille, ons werklik verenig is in Jesus Christus. Fokus op dit wat ons saam bind, want dit is oorheersend, in plaas van dit wat ons uitmekaar uit wil dryf. En mag dit wees dat die Here selfs hierdie tyd gebruik om ons tot 'n dieper besef te dryf van dit is wat ons werklik saambind en hoe belangrik dit is. Ons vra, hoekom moet ons hierdie tyd gaan? Hoekom het ons nie duidelike antwoorde nie? En die antwoord is, die Here dryf ons tot 'n dieper besef van wie hy is. Die Here dryf ons tot Bybel lees. Die Here dryf ons tot, in tye wat dit dalk slegter mag gaan, nog steeds saam met mekaar te wees. Mag dit wees waarop ons fokus is, sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons vredebewerker, U wat ons deur U Heilige Gees saambind om eensgesind te wees in Jesus Christus. Dus opnuut ons bede vandag dat U ons sal help om nie vanuit konflik uit te lewe nie, maar vanuit vrede uit. Dat ons sal weet dat U in beheer is, dat ons bekommernisse en angste op U gelê kan word. Dat U die volle prentjie van ons lewens sien, die volle prentjie van ons gemeente, die volle prentjie van dit waarheen die mensdom op pad is en dat ons kan rustig wees in U wil. Ons bid dat alles wat ons doen, waar ons is, hoe ons optree, in U verenig sal wees. Staan ons by deur U groot krag. Bemoedig ons in U liefde. Laat ons dit ook uitlewe na mekaar toe. Dankie vir die vrede wat U vir ons gee. Dankie dat ons nie ten spyte van 'n wêreld wat vol onrustigheid is, in vrede kan lewe, want ons weet dat ons vergewe is en dat ons vrede tot in die ewigheid strek. Ons bid dit alles in Jesus se groot naam. Wonderbare raadsman, vredevors, koning, hoof oor ons lewens. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Geliefdes, die kollektes of die offergawes is by die deure en dit kan ook elektronies gedoen word. Vandag se is dan vir die diakonale kas en die kinderhuise. Ons gaan afsluit uit Skrifberuiming 14-1 uit. Vers 3 sê, beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God in opdrag van die groot gebod, uit liefde tot die naaste handel. O God, staan met U Gees ons by, sodat U liefde in ons bly. Dis pragtig, dit is van toepassing. Beoefen die godvrugtigheid, wees jou medemens
tot voorbeeld in jou lewenswandel. En as gevolg van ons liefde teenoor God, lewe ons dit na ons naaste toe uit. So kom ons staan en sing ons skrifbediening 14-1, verse 1, 2 en 3. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Vra net dat julle vir 'n oomblik bly sit, asseblief. Goeiemôre gemeente, Louise en Janneke, julle kan vorentoe kom. Ja, ek wil kortliks net geleentheid gee om meer te vertel van 2 groepe in die gemeente, wat daar ook 'n oproep is vir julle om geleentheid op te volg om diensbaar te wees. So ek het vir Louise Oukamp en vir Janneke van der Berg.
Goeiemôre gemeente. My crowd is gewoonlik 'n baie kleiner ja, in grootte en ja, fisies ook. So hierdie is vir my nou ja, 'n bietjie moeiliker. So, ek is betrokke by die voorskoolse kategese. So dit is ons opkomende jeug hier in die gemeente. Ons is baie geseënd om heelwat van die lyfies hier te hê. So dit is ons kindertjies wat reeds 3 is tot 6 jaar. En in hierdie ontwikkelingsfase knaag die rooi mure meer as, ja, soms 'n bietjie meer. So, die mamas en papas van hierdie ouetjies en vroutjies sal jy gewoonlik buitekant vind of daar agter of dalk in die kar. So, en daarom het ons vir hulle dan nou voorskoolse kategese. En ons wil graag hierdie dooplidmate, hulle so welkom en ons wil hulle opvoed en saam laat groot word, sodat ja, as jy dan nou in jou latere jare, dat hulle ook hier in die gemeente in die kerkbank kan sit. So ons wil hulle ontvang en deel maak ook van die gemeente en ons het 'n taak. En dis tydens die oggenddiens is hierdie kindertjies baie welkom om dan nou na klas katekisasie lokaal 3 te gaan. Jy sal hulle hoor, as jy nie weet wat dit is nie. En dan word daar nou deur die mamas van daardie kinders of papas om die beurt aan hulle praktiese en interaktiewe lesse geleer uit die woord uit. So daar is 'n aanbieder en 'n assistent. En die assistent bied net as hulp crowd control. En daar kom 'n maatjie badkamer toe te neem en daarom vra ons, dit is hoekom ons vra dat hulle reeds 3 is, ons glo, dan is hulle kan hulle self redelik self help. En dan, ja, so, dit is nie 'n oppasdiens nie. Ons wil regtig waar nie net hulle kom nie daar en speel net nie. Ons wil moedig hulle aan om deel te neem aan die les. En dan wil ek ook in dieselfde asem sê dat dit nie verpligtend is nie. Ons gaan nie beklei daaroor nie. As hierdie week gaan jy, volgende week gaan jy nie, as jy hierdie week in die kerkbank wil sit, great. Dis nie verpligtend nie. En hulle is dan nou welkom om dan saam met mamma en pappa in die kerk te sit. Dit is ook graag wat ons wil hê en waar ons hulle wil sien. So daarom het ons ook die naam voorskoolse kategese. Hulle is nie 'n kinderkerk op hulle eie nie. Tydens nagmaal is daar nie voorskoolse kategese nie en dan ook nie tydens lang naweke nie. Nou voordat jy nou afskakel en wonder hoekom praat ek met die hele gemeente hieroor, wil ek graag 'n beroep doen op die hele gemeente, aangesien dit ons almal se taak is om hierdie dooplidmate op te voed in die woord. En ek wil graag die uitdrukking "It takes a village to raise a child", wil ek vanoggend 'n bietjie dit verander na dit neem 'n gemeente om ons kinders te help en op te voed met die woord. En dit is vir my so wonderlik dat ons gemeenskap verder strek. Ons was vroeër die kwartaal was ons by atletiek byeenkoms en ons het nie by ons skooltjies se mense gesit nie. Ons het opgeëindig met gemeente mense wat kinders in alle skole in die omgewing het en dit was vir my regtig spesiaal en wonderlik. Dus, as jy dalk die gawe het of jy oupa of ouma is, glad nie kinders het nie, om kleiner kindertjies in die woord te bedien, dan wil ek vra dat jy asseblief met my kontak maak en daai gawe kom deel. Ek het nie aldag 'n nagtegaal stem as ek sing nie, so as jy 'n gawe het om met hulle 'n psalm vir hulle te kom leer of 'n lied vir hulle te kom aanleer, asseblief, doen dit. Moenie dink dit moet net wees in die bediening van die woord nie. Ons kan dit op soveel ander maniere ook doen. En ek vra daarom, partykeer lees 'n oupa of 'n ouma 'n gedeelte uit die Bybel net baie meer rustiger as 'n mamma wat baie meer woorde in 'n minuut moet inpas. So dit is ook goed. En ek wil daarom sê, ja, dit hoef nie as jy selfs nie eers kleinkinders het nie. Kom raak deel en kom ons vat hande saam as 'n gemeente om ons kleiner kindertjies dan nou ook op die ou end te laat sit waar jy sit. Baie dankie en mag julle geseënde Sondag en week hê. Dankie Louise.
Ja, ek wil al die paas aanmoedig om ook met Louise te gaan praat. Dit is regtig 'n geleentheid en 'n belewenis om so 'n klas aan te bied. Goeiemôre gemeente. Ek wil net vandag 'n bietjie praat oor 'n hoërskool jeugaksie wat ons wil begin. Die doel van die jeug is om spesifiek die hoërskoolleerders meer te betrek en meer te leer saam van God, want ons is soos in dieselfde lewensfase is. Dit is verleiding in die sondige wêreld sodat ons kan saam staan as Christene. Dit is ook sodat ons as hoërskole en katekisasieklasse mekaar beter kan leer ken, omdat ons almal in verskillende skole is. Dit sal Vrydae-aande vanaf 6 tot 8 wees en dit is in ons kerksaal en dit begin al hierdie week Vrydag. Ek nooi al die hoërskoolleerders uit om asseblief te kom kyk hoe dit is, kom leer ken nuwe mense en groei in geloof. Ja, baie dankie. Dankie Janneke. Ja, dankie. Kom ons sit net so, dan bid ek vir ons saam ook vir hierdie groepe in ons gemeente. Here ons God, is wonderlik vir ons om so in die openbaar vrylik by mekaar te kom rondom u woord. Dankie Here vir die geleentheid wat ons vandag het, en elke geleentheid ook in die week waar daar verskillende groepe van die gemeente is wat by mekaar kom om u te dien, u te loof en u te prys. Here, ek bid dat ons elke geleentheid wat daar is om mekaar te bedien, mekaar te leer ken en na mekaar te luister, dat ons die meeste van die geleenthede sal maak. Dat ons ook sal reageer op die oproep vanoggend om betrokke te wees, om ons roeping as gelowige ook op so 'n manier uit te leef. Here, want ons wil dit doen om u te vereer, om u te prys. Ons bid dit om u naam ontwil. Amen.